Goeienaand broers en susters, baie welkom by ons derde aand in ons Pinksterreeks, Ontwrig die onenigheid. Ons lees vanaand uit die Here se woord en ons hoop om daardeur geslyp en gevorm te word, maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam en kom ons vra die Here om ons 'n nuwe insig te gee vanaand. O Heilige Gees, ons sit nou voor U in afhanklikheid van God, met 'n besef dat ons U nodig het, om ons die regte pad te wys en ons op die regte pad te hou. Ons vra dat U ons mure sal afbreek, ons vra dat U ons harte en ons ore oop sal maak, en dat ons bly sal wees oor wat ons nou gaan lees. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons ware koning. Amen. Ons lees vanaand Filippense 2, ons lees vers 1 tot 11, en dis op bladsy 234 in die Nuwe Testament. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige trou is uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as ons daar enige innige meelewing en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself of haarself. Deur elkeen nie net as sy eie belange om te sien, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wees wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely: Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Vanaand se leidende vraag is: wat moet sterf in ons? In die brief aan die Filippense skryf Paulus oor Jesus se lyding. As ons dink aan Jesus se lyding, waaraan dink ons? Ek dink aan Judas se optrede, die 2 verhore wat Jesus gehad het, die mishandeling en natuurlik die kruis. As ons nou nog 'n bietjie dieper gaan delf, wanneer begin Jesus se lyding? Paulus stel voor dat Jesus se lyding reeds begin wanneer hy mens word. Wat 'n gedagte! Volgens Johannes 1 het Jesus nog altyd bestaan voor die skepping van die wêreld. Dis hoekom ons nooit van Jesus as 'n skepsel praat nie, want hy is ewig. Dis hoekom ek ook eerder praat van Jesus se menswording as van sy geboorte. Paulus veronderstel, soos meeste van ons ook, hoe dit is om fisies by God die Skepper te wees. Daar is nie hartseer nie, daar is nie tekort nie, daar is net vrede en net liefde. Nou kom word Jesus mens. Hy word honger, vaak, moeg vir die eerste keer ooit. Om mens te wees is nie volmaak nie, maar kom ons veronderstel ons word almal môre blomme. Dis koud, jy kan nie rond beweeg nie, en jy kan niks doen teen goggas, bokke of reentjies nie. Ek dink dit sou baie slegter wees om 'n blom te wees as 'n mens. Ek dink ook die gaping tussen God en mens is baie groter as tussen mens en blom. Jesus kies nogtans om mens te word, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Hoekom vertel Paulus hierdie storie? Dit was nie blote oordeenking of 'n lesing oor Jesus se nederigheid nie. In hoofstuk 4 kom ons by 'n baie groot rede agter die Filippense brief. 2 dames, Euodia en Syntyche, het rusie opgetel.
Enige iemand wat al in 'n gemeente was, weet dat dit 10 teen 1 oor een of ander onbelangrike saak was. Paulus probeer hulle help om die lig te sien. Kyk hoe baie het Jesus opgegee vir ons. Wil julle nie ook maar bereid wees om teenoor mekaar die minste te wees nie? Ja, dit is moeilik, omdat baie mense 'n ingebore en hardkoppige trots het. Daar's verskillende lae hieraan, en ek dink ook verskillende vlakke. Ek dink nie dis boos om trots te wees op jou werk, jou gesin, jou vriende of jou rugbyspan nie. Ek is dikwels so trots op hierdie gemeente en wat die Here alles deur julle doen. Maar die lyn tussen trots en hoogmoed is maar 'n onsigbare stippellyn. Trots raak gevaarlik wanneer ek begin dink dat iets, veral iets wat ek nie beheer het nie, my beter maak as iemand anders. In Suid-Afrika ken ons dit. Ons het soveel grense in ons land. Soveel mense weier om ander mense as gelykes te sien, bloot op grond van hulle agtergrond. Maar dis nie net oor ras nie. Sosiale status, geslag, opvoeding, kerkverband, politieke oortuigings, noem dit op. Verdeeldheid breek gemeenskap af en hoogmoed maak eenheid moeilik. In 1637 was daar 'n beroemde Franse filosoof, René Descartes. Hy het baie soos die portret van Jan van Riebeeck gelyk. In 1637 was hy al 'n beroemde filosoof in Frankryk en hy was besig om naam te maak in Nederland. En sy unieke invalshoek was dat hy baie vorige filosofe se werk verwerp het. Hy het probeer om filosofie van heeltemal vooraf te skryf. Sy sogenaamde eerste beginsel was baie invloedryk in Europa en dit was die volgende: ek dink, daarom is ek. Met ander woorde, rationaliteit, dink en individualisme, ek, was die basis van sy denke. Descartes het baie filosofe beïnvloed wat baie van die wêreldse kultuur beïnvloed het. Daarom is dit nie vreemd dat baie mense dink hulle is die belangrikste persoon op aarde nie. Dis hoe die wêreld dink. Ons jong mense praat van hoofkaraktersindroom. Iemand met hoofkaraktersindroom se wêreld draai suiwer net om hulle self. Dis nou die mense wat die bestuurder gaan sien want die koffie se melk was warm en nie koud nie. Dis die mense wat jou sitplek op die vliegtuig wil hê want hulle gemak is mos belangriker as joune. Dis hulle skuld, maar dis ook nie hulle skuld nie, want dis die wêreld waarin ons lewe. Nou kan ons mos dink dat hoogmoed en hoofkaraktersindroom baie skadelik is vir disippelskap, om iemand anders te wil volg. Kan Jesus op die troon van my hart sit as ek altyd my sin moet kry? Wat doen Jesus? Jesus meng met melaatses en met Samaritane, hy was die voete van die disippels, hy word willens en wetens voor die hele Jerusalem gekruisig. Dis die persoon wie ons volg. Paulus skryf, nie om jouself te haat nie, dis ook 'n belangrike punt. Wees lief vir jouself, want jy is spesiaal. Maar die middelpunt, die een wat die meeste sê in ons lewens moet hê, bly die Here en nie onsself nie. Christendom is nie 'n deel van wie ons is nie. Ons is deel van Jesus se kerk, Jesus se liggaam, God se gesin. Deur nederig te wees is hoe ons daardie gesin sterker maak en hoe ons mekaar lief kan hê. Nou ons kan nie help wie ons is en waar ons geestelike reis begin nie. Ons is nog altyd wie ons is. Niemand neem ons kwaadlik as ons dink en optree soos wat die wêreld vir ons sê nie, dis normaal. Wat die Heilige Gees doen, is om ons wel uit te nooi, om van daai troon af te klim en af te bly. Omdat ons onsself opnuut herinner dat Jesus koning is, besef ons al hoe meer, maar dis nie ons nie. En daar's niks hiermee verkeerd nie. Ons is nog steeds kosbaar vir die Here. Ons is nog steeds Jesus se hande en voete. Ons is net nie meer die mense wat in beheer hoef te wees nie. En dit bring 'n geweldige vryheid. As ek nie altyd reg hoef te wees nie, dan is ek vry om te erken, ek het 'n ernstige fout gemaak. As ek nie altyd meer as ander mense hoef te weet nie, dan hoef ek nie altyd al die antwoorde te hê nie. As ek nie die sterkste persoon in die vertrek hoef te wees nie, dan is ek vry om die minste te wees.
alwetende en almagtige persone maak nie foute nie, nie eers oordeelsfoute nie. Maar ons weet nie alles nie. Ons kan nie die lewe dwing om te maak soos wat ons wil hê nie. En ons hoef ook nie. Want ons is nie die konings en koninginne van die skepping nie. Ons volg maar net die ware koning, Jesus Christus. Ek dink nie dis maklik nie, ek dink nie dis gemaklik nie, want dis nie ons kultuur nie. Maar terselfdertyd weet ek ook, dis nie vir ons nuus dat ons nie God se plek kan volstaan nie. Dis maar 'n daaglikse keuse om weer en weer oor te gee aan die Heilige Gees. Ons gaan nou 'n oefening saam doen. Bal jou vuiste, so styf soos wat jy kan. Nou, soos wat jy jou vuiste maak, probeer gou om iemand anders se hand te skud. Hoe vorder ons? Probeer gou om met jou vuiste, jou selfoon, jou Bybel of jou liedboek op te tel. Ek het 'n pen hierso. Maar dis nie maklik nie, nê? As ons beklei om onsself op ons lewenstroom te hou, dan bal ons vuiste. En dis baie goed om mee te beklei, maar dis sleg vir baie ander aktiwiteite. Dis sleg om kontak te maak met ander mense en dis sleg daarvoor om te ontvang. Iemand kan nie iets vir my aangee as ek vuiste maak nie. Ons kan die Gees se vrede ontvang wat vrede tussen mense insluit as ons nie wil beklei nie. So wat moet sterf in ons? Hoogmoed moet sterf. Hoogmoed en trots maak dat ons nie kan versoen met ander nie. Dit maak dat ons dink ons weet wat is die beste vir ons lewens. Hoogmoed keer dat ons die Here op die troon van ons harte toelaat. Maak oop die vuiste en lig die hande op om die ware koning te vereer. Amen. Ons koning Jesus, ons bely amper elke Sondag dat U ons Here is, dat U die koning is van die skepping. Here, help ons om dit te leef ook, nie net na buite die Here, maar ook na binne. Help ons om te onthou dat U die hoofkarakter is in ons lewe. U is ons koning, U weet die beste. En alhoewel dit ons nie sleg maak nie, beteken dit wel dat ons van ons mag moet opgee, want dit is in elk geval nie ons om mee te begin nie. Help ons om die minste te wees ook in ons verhoudings met ander mense. Help ons om nie bang te wees daarvoor om sag of swak te wees nie. Want dis hoe ons brûe bou tussen mense. Baie dankie dat ons nie hoef die konings van ons eie lewe te wees nie, want ons het reeds 'n koning en dit is U. Amen.